Ons is terug in Openbaring en ons is uiteindelik klaar met die getuies en ons kom dan nou by die 7de bassein. Maar ons gaan nie 'n vers hanteer vandag nie. Ek het eintlik beplan om 'n bylaag by te sit by hierdie spesifieke boek. En toe het ek nou die bylaag ingewerk as 'n inleiding vir die 7de bassein. So ons gaan so half die bylaag hanteer wat nou nie meer 'n bylaag is nie, as 'n inleiding vir die 7de bassein. Maar ek dink dit gaan interessant wees en ek dink dit gaan sin maak. En dit sluit soveel hier aan dat ek dit nou maar hier bygesit het. Maar ek gaan in elk geval die hele 7de bassein maar net lees en dan gaan ons die inleiding aan hanteer. Dan sal ons volgende week vers vir vers deur dit gaan. Maar vers 15 sê dan, 15 tot 19. En die 7de engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dank U, Here God Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertorend, en U toorn het gekom, en die tyd van die dode om geoordeel te word, en om die loon te gee aan U diensknegte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat U naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. En die tempel van God het in die hemel opgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot haal. Ek dink die taal begin al bietjie meer sin maak, soos wat mense deur dit lees, selfs al het mens nou nog nie vers vir vers gehanteer nie. Maar okay, nes die 7 basseine geblaas het, voordat Josua hulle dan nou Jerigo ingeneem het, wat die begin aangedui het van hulle inname van die beloofde land, onthou hulle het deur die Jordaan gekom uit die wildernis uit, en die dadelik Jerigo gaan aanval met die 7 basseine wat daar geblaas het, en ons het gesien hoe dit aangesluit het by hierdie 7 basseine. Maar net soos wat daai 7 basseine geblaas het met die inname van die beloofde land, so het die 7de bassein geblaas, sodat, soos hierdie verse dan nou sê, die koninkryke van die wêreld, die eiendom van ons Here geword het, en van sy Christus. Nou die verskil was, Josua hulle, sy inname van die beloofde land was tydelik geweest. Dit was 'n tydelike inname van die beloofde land. Dit was beperk tot 'n spesifieke geografiese gebied. En dit was beperk tot 'n spesifieke etniese volk. En dit was geadministreer onder 'n kondisionele verbond. Dit was 'n tydelike verbond met kondisies gewees. Terwyl dit nie die geval hierso is nie. Met Christus se koms en die finale afsluiting van die ou verbond, was dit nie 'n tydelike inname nie, maar 'n permanente heerskappy. Soos die skrif sê, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Christus se koninkryk, of dan nou die beloofde land as jy wil, is ook nie beperk tot 'n spesifieke of beperkte geografiese gebied nie. Die hele heelal is nou die beloofde land. Die hele heelal is sy koninkryk, en waar hy ook heers as koning vir ewig. Dit is ook nie beperk tot 'n spesifieke etniese groep nie, soos wat dit was in Josua se tyd nie. Dit sluit Jood en Griek in, Jood en heiden in. En laastens, Christus se koninkryk word nie geadministreer onder 'n tydelike verbond nie, dit word geadministreer onder 'n ewige, onkondisionele verbond. So ons sien die kontras wat daar getrek word tussen dit wat Josua hulle ervaar het en wat hulle gekry het, en dit wat dan in plaasvind onder hierdie 7de bassein. Met hulle basseine waar hulle ingegaan het, dit was tydelik, dit was beperk geweest tot 'n etniese volk, tot 'n spesifieke geografiese gebied, en hierso is dit nie. Christus se heerskappy is hele heelal vol. Dit is vir Jood en vir Griek.
Dit is nie onder 'n kondisionele verbond, dit is onder 'n onkondisionele verbond. En dit is vir ewig. Dit is nie tydelik nie. Dit is 'n ewige verbond en daarom Jesegiel 37 het dit vir ons bevestig ook, reg nadat die dode dan nou opgestaan het, die getroue getuies opgestaan het, in vers 26 van Jesegiel 37, en ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal 'n ewige verbond met hulle wees. Dis wat ons hierso kry. En ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig, en ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig. En dis natuurlik die Heilige Gees wat by ons woon. En hierdie ewige verbond onder Christus se heerskappy word vir ons ook bevestig, nie net in die Ou Testament profesieë nie, maar ook in die Nuwe Testament in verskeie skrifte, insluitend skrifte soos Hebreërs 9 vers 15 waar staan, en daarom is hy, dis nou Christus, middelaar van 'n Nuwe Testament of 'n nuwe verbond. Testament is bloot net die Latynse woord vir verbond. Testamentum is waar verbond vandaan kom, of waar ons woord testament dan vandaan kom. Dis die Latynse woord vanaf die Latin Vulgate, soos hulle dit noem. Ekskuus, ek praat met klomp goeters. En daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, nuwe verbond, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. So nes die 7 basyne nie net Jerigo se oordeel geseël het nie, dit was waar hulle oordeel finaal plaasgevind het nie, ons sien ook hier onder die 7de basyn is daar 'n oordeel. So nes die 7 basyne nie net Jerigo se oordeel geseël het nie, maar ook Israel se inname van die beloofde land bevestig het, so handel die 7de basyn ook die oordeel van die ou verbond af en bevestig die inname van die nuwe verbond met Christus as koning. So ons sien met Josua hulle, die 7de basyn het hulle Jerigo se oordeel beteken, geseël, maar ook die inname van die beloofde land. Hier sien ons dieselfde. Daar's 'n oordeel, maar daar's ook 'n inname. Die koninkryk word bevestig. Nou die vraag kan gevra word, en hierdie is nou basies die bylaag wat ek bygesit het, wat ek eers apart wou hanteer, maar wat gepas is om hier dan te hanteer. En die vraag kan gevra word, en dit waarskynlik ook al by julle opgekom, is wanneer het Christus se koninkryk dan begin? En het dit nie begin by Christus se dood en opstanding en hemelvaart nie? En dis 'n geldige vraag om te vra. Indien hierdie basyne, veral die 7de basyn, wel die einde van die oordeel behels in 70 na Christus, met die klem op Christus se ewige koninkryk, moet die vraag gevra word of die res van die Bybel hierdie konsep ondersteun dat die koninkryk wel eers hierso finaal ingehuldig is. Ondersteun die Bybel dit? Is die vraag wat moet gevra word. Want dit is waarby ons interpretasie van Openbaring dan eintlik by uitkom, is dit nie waar nie. So die vraag is, ondersteun die Bybel hierdie konsep, naamlik die feit dat Christus se koninkryk eers finaal ingehuldig was, nadat die ou verbond afgehandel was, finaal in 70 na Christus. Ondersteun die Bybel dit. Nou ons moet in gedagte hou, dat daar 'n oorgangsperiode was van 40 jaar, vandat Israel uit Egipte bevry was, totdat hulle die beloofde land ingegaan het met die blaas van die 7 trompette by Jerigo dan nou. Daar was 'n oorgangsperiode van 40 jaar, van hulle bevryding, tot die ingang by die beloofde land. Terwyl die Israeliete vir daardie 40 jaar klaar bevry was van Egipte, het die belofte nog nie volkome tot vervulling gekom nie. So hulle was klaar bevry. Hulle was klaar uit Egipte uit. Hulle was nie meer slawe in Egipte nie, hulle was klaar bevry. Maar tog was daar 'n 40 jaar oorgangsperiode, selfs al was hulle al bevry, voordat hulle die beloofde land gekry het.
En dieselfde is die geval vir die periode van tyd tussen Christus se kruisiging en die val van Jerusalem. Die bevryding was klaar teweeggebring deur die dood en opstanding van Jesus Christus in 30 na Christus. Maar daar was 'n oorgangsperiode van 40 jaar tot en met 70 na Christus, voordat hulle belofte volkome tot vervulling gekom het. Daar was klaar bevryding gewees. Jesus se bloed is genoegsaam gewees. Hy het dit klaar teweeggebring. Maar daar was 'n oorgangsperiode voordat die belofte volkome tot vervulling gekom het. Nou ons sien ook verskeie ooreenkomste tussen daardie twee oorgangsperiodes. Die 40 jaar in die wildernis en die 40 jaar van Christus se kruisiging tot die val van Jerusalem was beide periodes van swaar beproewing. Dit was nie 'n maklike tyd om in te lewe, daardie 40 jaar van beproewing nie. En dit was 'n tyd van beproewing gewees. Ons lees in Deuteronomium 8 vers 2 daar staan, en jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Dit was 'n tyd van beproewing, sê Deuteronomium vir ons. En ons sien dieselfde beproewing gedurende die 40 jaar na Jesus se kruisiging in die Nuwe Testament ook. In 1 Petrus 1 vers 6 tot 7, waar dit sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, vir 'n kort tydjie sê hy. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Jesus Christus. Nou daar is die moontlikheid dat Petrus nie verwys na die wederkoms nie, maar Christus se openbaring wat hy beloof het in Matteus 24 vers 30, waar Jesus sê, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En dit is 'n groot waarskynlikheid dat die openbaring van Christus en die beproewing waardeur hulle moes gaan vir wie hy skryf, totdat die openbaring van Christus sal gebeur, juis dit is waarvan Matteus praat. Daar is die moontlikheid dat Petrus nie verwys na die wederkoms nie, maar Christus se openbaring wat hy beloof het in Matteus 24 vers 30. Petrus sê dit ook, dit wat ons nou net gelees het, asof hy weet dat die gehoor vir wie hy skryf hierdie openbaring van Christus binnekort gaan sien. Hy skryf dit nie asof hulle dit nie gaan sien nie. Hy sê hulle beproewing is vir 'n kort tydjie tot die openbaring van Jesus Christus. Hy skryf dit asof hulle die enigste is, die mense vir wie hy dit skryf, dit gaan sien en binnekort gaan sien. En Petrus maak ook gebruik van die woorde, en hierdie is 'n interessante deel, by die openbaring van Jesus Christus. Of altans dan nou, die apokalips van Jesus Christus in die Grieks. Wat niks anders is as die einste woorde waarmee openbaring begin het nie. Naamlik die openbaring, apokalips, van Jesus Christus. Dis presies wat Openbaring 1 vers 1 sê. Die openbaring van Jesus Christus. Dis waar die naam openbaring vandaan kom, is van daai eerste vers af. En Petrus sê ook vir die mense vir wie hy skryf, julle bedroewing is vir 'n tyd tot die openbaring van Jesus Christus, die apokalips. Dieselfde apokalips wat waarskynlik ons dan nou van lees in Openbaring. So daar was 'n duidelike beproewing gedurende daardie periode, nes die 40 jaar in die wildernis. Nou Paulus sê ook in Handelinge 14 vers 21 en 22 die volgende, en nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het hulle teruggegaan na Lystra en Ikonium en Antiochië en die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur om te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.
Nou die verdrukkinge waarvan Paulus hier praat, is nie noodwendig dieselfde beproewinge waardeur ons gaan nie. Want hy het dit gesê in lig van die feit dat hy so pas 2 verse vroeër gestenig was. Ons word nie noodwendig gestenig, inteendeel ons is eintlik baie maklik in vergelyking met die eerste generasie van gelowiges. Maar hy sê, in lig van die feit dat hy nou net gestenig was, en meeste teoloë sê hy was uit die dood uit opgewek gewees, omdat hy gestenig was, 2 verse vroeër, en hy sê ons moet deur baie beproewinge in die koninkryk van God ingaan. Want hulle het beproewinge gehad. Om gestenig te word is 'n groot beproewing. Ja, ons gaan ook deur beproewinge, niemand twyfel dit nie. Maar ons beproewinge lyk nie noodwendig soos hulle beproewinge nie. Inteendeel, ons is eintlik verskriklik maklik. Niemand van ons word gestenig nie. Niemand van ons word gekruisig nie. Niemand van ons word verbrand nie. En ek meen ons hoef net te gaan kyk hoe al die disippels dood was. Hulle het deur beproewinge gegaan. Hulle was onderste bo gekruisig, hulle koppe was afgekap, hulle was of verbrand of hulle was gestenig. Dis nou die enigste waaraan ek nou kan dink. So daar was 'n definitiewe en baie swaar beproewing gedurende daardie periode van 40 jaar, nes die 40 jaar was in die wildernis, veral in lig van die feit hoe keiser Nero ook die Christene vervolg het in daardie tyd. Keiser Nero, voor die val van Jerusalem, hoofsaaklik hier in 65-66 na Christus, het onsaglike groot vervolging geloods teen Christene. Want daar's wat 'n rumor, 'n gerug gewees, dat Nero die gerug begin het, dat Christene Rome afgebrand het. Onthou, Rome het gebrand, was dit 65 of 66 na Christus, het, wat die helfte van, Google het, maar die helfte van Rome het afgebrand. Okay? En Nero het die Christene geblameer daarvoor. En hy het toe 'n massiewe veldtog teen Christene geloods van vervolging. Inteendeel, hy het hulle verdiere gevoer, hy het sirkusse gehou, wat hulle sirkusse genoem het, soos in die Colosseums en so aan, dat hulle maar met die leeu's beklei Christene. Hulle het Christene opgelaai in die strate en hulle aan die brand gesteek as fakkels in die aand. Massiewe groot vervolging geloods in die Christene in daardie tyd. Iets wat jy nooit weer gesien het nie. Jy nêrens sien jy dat 'n leier of 'n keiser of 'n president Christene oplaai in die aande in die strate en hulle aan die brand steek om die strate te verlig nie. Nero het dit gedoen in daardie tyd. Dis die beproewinge waardeur hulle gegaan het. So daar was 'n groot vervolging gewees, en dit is iets wat ons ook sien, daar was 'n groot beproewing in daardie tyd, waarskynlik meer as in enige ander tyd in geskiedenis, en daar was 'n groot beproewing ook in die 40 jaar. Dis die eerste ooreenkoms, daar was 'n groot beproewing in die wildernis as jy wil, of in die oorgangsperiode. Tweedens, meeste van die voorgangers het dit ook nie deur dit gemaak nie, deur daai tyd gemaak nie, die 40 jaarperiode nie. Moses en Aaron het gesterf in die wildernis, selfs al was dit Moses en Aaron. Hulle het dit nie gemaak aan die ander kant uit nie. Hulle het nie in die beloofde land ingemaak nie. En so ook meeste van die apostels binne daardie 40 jaar. Die apostels wat die voorgangers was, het dit nie gemaak nie, behalwe Johannes. Joshua en Caleb het dit gemaak, en Johannes het dit in die Nuwe Testament gemaak, want die res het dit nie gemaak. Ja, Aaron en Moses het dit nie gemaak nie, wat hulle voorgangers was, en die res van die apostels het dit ook nie gemaak nie, wat die voorgangers was in die tweede verdrukkingsperiode, as jy dan nou wil. Derdens, ons sien ook dat beide daardie oorgangsperiodes van 40 jaar, en ek dink hierdie is een van die mees kenmerkendste vergelykenisse tussen die twee periodes, is dat dit tye was van groot wonderwerke en baie wonderwerke. Ons sien dit onder andere met die bonatuurlike voorsiening van manna, die water wat uit die klippe getap word, Aaron se staf wat bot
En daar's 1000 ander wonderwerke wat in daai periode van 40 jaar gebeur het. Ek meen, die aarde wat die Israeliete opsluk, is 'n wonderwerk. Jy weet, al die slange wat kom om almal te pik, dan kyk na die slang om genees te word, ensovoort. Daar was 'n magdom wonderwerke wat spesifiek in daai 40 jaar wildernisperiode gebeur het. Ek meen die wolk wat voor hulle uitgaan vir crying out loud. En so meer. En aan die ander kant sien ons weer baie wonderwerke en genesings wat plaasgevind het deur die hande van die apostels, insluitend mense wat selfs deur Petrus se skaduwee genees geraak het in daardie periode van tyd. So behalwe vir Jesus se wonderwerke voor daardie 40 jaar en Moses se wonderwerke in terme van die pla wat gebeur het voor die 40 jaar, wat ook ooreenstem, sien ons die grootste wonderwerke in daardie periode van tyd van 40 jaar in die wildernis en ook tussen Christus se kruisiging en die val van die tempel. Nergens in geskiedenis, hier en daar in die Ou Testament sien jy wonderwerke. Niemand stry met dit nie. Maar dis hier en daar. Dis nie als so baie in so kort hoeveelheid tyd nie. So ons sien bitter min wonderwerke nadat Israel die beloofde land ingegaan het en ons sien bitter min wonderwerke nadat die tempel geval het en Christus se koninkryk finaal ingehuldig was. En dit was uniek vir daai 40 jaar periode van tyd. Nou Petrus haal Deuteronomium 18 vers 15 aan in Handelinge 3 vers 22 en 23. En Petrus haal Deuteronomium aan en hy sê, want Moses het tot die vaders gespreek. Die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broeders, en hy verwys na Jesus, net soos ek is. God sal vir julle profeet verwek, net soos ek is. En Petrus haal dit aan in terme van die feit dat Jesus die vervulling is van daai profesie wat Moses gegee het. Net soos ek is, na hom moet julle luister volgens alles wat hy met julle sal spreek, en elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. En Petrus sê, hierdie profeet waarvan Moses gepraat het, wat soos Moses is Jesus. Hy trek 'n direkte verwantskap tussen Moses en Jesus, want Moses sê self, hy gaan soos ek wees, en julle moet na hom luister. En Petrus sê, dit is daai een wat Moses gepraat het, wat soos ek is, sê Moses, dis Jesus. Moses en Jesus het beide groot wonderwerke gedoen. En die 40 jaar na hulle, albei se bedieninge was gekenmerk, na hulle bediening was dit gekenmerk deur groot wonderwerke. So voordat die 40 jaar begin het, vir beide gevalle was daar groot wonderwerke. Ek meen, jy kyk na die pla van Egipte, dis massiewe wonderwerke gewees, wat deur die hand van Moses gebeur het, voordat hulle vir die 40 jaar, voordat die bevryding plaasgevind het. Selfs met Jesus, groot wonderwerke voor die 40 jaar, maar die 40 jaar was ook gekenmerk aan 'n magdom wonderwerke. So jy het Jesus wat die profeet is waarvan Moses gepraat het, wat Moses gesê het soos ek is, en jy het die oorgangsperiode waarin ook dan nou die magdom wonderwerke gebeur het. So beide periodes van tyd word gekenmerk aan 'n magdom van wonderwerke en gekenmerk aan die voorganger, naamlik Moses en Jesus wat ook baie wonderwerke gedoen het. En vierdens, beide daardie periodes van tyd van beproewing en het ook behels 'n roep tot bekering vir die Jode spesifiek. Daardie periodes van tyd was spesifiek nie net beproewing nie, maar ook 'n roep van bekering tot die Jode, dat die Jode sou bekeer het in daardie tyd. Dit was 'n tyd van genade gewees, om hulle tot bekering te roep. Maar daar was ook 'n tyd waarin hulle harte verhard was. Nie een van die Israeliete, behalwe Josua en Caleb, het dit in die beloofde land ingemaak nie, as gevolg van hulle hardkoppigheid. So ons sien dat daar word
vereis om te bekeer, maar ons sien ook 'n hardkoppigheid, soveel so dat die Israeliete almal gesterf het, behalwe Caleb en Josua. En ons lees in Numeri 14 vers 11, die Here sê vir Moses, daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag, en hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het. Die Here sê vir Moses, ek het soveel tekens onder hulle gedoen, maar hulle glo nog steeds nie in my nie. En op dieselfde manier sien ons hoe die Joodse leiers die tekens verwerp het gedurende die 40 jaar na Jesus se kruisiging. Die bekering, die periode van oorgang, was spesifiek bedoel vir die Jode. Die evangelie moes eers vir die Jode gaan, sê die skrif. Maar daar was ook 'n spesifieke hardheid wat oor hulle hart gekom het. En hulle het die tekens verwerp. En die Here sê vir Moses, ondanks al die tekens, verwerp hulle my, glo hulle nog steeds nie met my nie. En dieselfde is die geval na Jesus se kruisiging. Die Jode het ook nie in daai tekens geglo nie. Ondanks die tekens, as jy wil. En ons lees onder andere in Handelinge 14 vers 16 en 17, die Sanhedrin sê, Sanhedrin is mos nou die leiers van die Jode, hulle sê vir Petrus en Johannes, wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar 'n kenlike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie. Die Joodse leiers het die tekens gesien. Almal het dit gesien. En die Sanhedrin sê, ons kan dit nie ontken nie. Wat gaan ons nou met Petrus en Johannes maak? Want ons kan nie hierdie tekens ontken nie. Maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie. Dis nou die naam van Jesus Christus se spreek nie. Hulle kon die tekens nie ontken nie. Die Israeliete in die wildernis kon die tekens nie ontken nie. Maar die Here sê, ondanks selfs met die tekens, glo nog steeds nie in my nie. En dieselfde was die geval na Jesus se kruisiging. En hierdie was die algemene sentiment onder die Jode gedurende die 40 jaar voor die verwoesting van die tempel. Hulle wou die tekens nie glo nie. Selfs al was daar tekens. Op verskeie ander plekke in Handelinge sien ons ook die verwerping van wonders en tekens. Handelinge 6 vers 8 tot 9, 14 vers 3 tot 4 en so was 'n paar ander plekke ook. Stefanus sê vir in Handelinge 7 vers 51, julle hardnekkiges en onbesnedes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Hoekom? Want die tekens word vir hulle gedoen en hulle glo nog steeds nie. En net soos hulle vaders, soos hulle ook hardkoppig. En daarom, omdat hulle net so hardnekkig was, in die tweede 40 jaar periode van oorgangsperiode, as in die eerste 40 jaar oorgangsperiode, aangesien hulle net so hardkoppig was, kan die skrywer van Hebreërs hulle waarsku met die volgende woorde. Waar ons lees in Hebreërs, en Hebreërs is vir die Hebreërs geskrywe, die Jode geskrywe, die Hebreërs 3 vers 7 tot hoofstuk 4 vers 2, deur om te sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, en hy skryf dit vir die Hebreërs, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie. So hy sê, jy moet nie hulle harte verhard soos in die verdrukking, daai 40 jaar periode nie, waar die tekens vir hulle gedoen was nie. So dat ek in my toren gesweer het, hulle sal my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as wat dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie, weer eens verbittering die 40 jaar periode nie. Wie was dit dan? Vra hy dan volgende, wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het?
Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lank vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Hy skryf vir die Hebreërs. Hy sê, wees gelowig, moenie ongelowig wees soos al mense in die 40 jaar, sodat julle miskien ook agterbly nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Die korrelasie is daar. Die skrywer van Hebreërs trek dit ooglopend. En die skrywer van Hebreërs het geweet ook, dat die tyd min is. Aangesien hy gesê het dat die ou verbond op die punt was om te verdwyn in Hebreërs 8 vers 13, waar hy sê, as hy dan sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, met ander woorde die ou verbond uitgemaak, en wat oud word, naamlik die ou verbond, en verouder is naby die verdwyning. Die skrywer van Hebreërs sê, hierdie ou verbond is besig om te verouder, en dit is naby die verdwyning. Hy het dit geweet. Hy het geweet is naby die verdwyning. En daar, omdat hy dit geweet het hy hulle ook gewaarsku en gesê, jy moet nie julle harte verhard, soos in die verbittering in die 40 jaar nie. Want julle moet net julle geloof onwrikbaar vashou tot die einde toe. Nou, daar is nog verskeie ander verwantskap om te trek tussen daardie twee periodes van tyd, maar hierdie korrelasie behoort al klaar ooglopend te raak vir ons. Die voorskadu van die Ou Testament dui aan dat die beloofde land eers ingeneem was na die oorgangsperiode van 40 jaar. Die voorskadu dui dit vir ons aan en die korrelasie dui dit vir ons aan. Vandat die Israeliete bevry was van Egipte, totdat die beloofde land ingeneem was met die val van Jerigo en die blaas van die 7 trompette. En op dieselfde manier was die koninkryk van Christus eers finaal ingehuldig na die oorgangsperiode van 40 jaar en aangedui deur die blaas van die trompette met die val van Jerusalem en die ou verbond wat naby die verdwyning was, finaal verdwyn het. Die voorskadu dui vir ons aan dat dit wel die geval was. Maar buiten hierdie voorskadu, wat so ooglopend eintlik maar is, en hierdie ooreenkomste, sien ons ook dat die woord self meer duidelike aanmerkings maak dat die koninkryk nie onmiddellik ingehuldig was nie. En onmiddellik begin het met Christus se dood en opstanding nie. Die skrif sê dit ook, buiten hierdie voorskadu's wat mens bietjie interpretasie verg, sê die skrif dit ook uitdruklik vir ons. Dit het wel bevryding en verlossing teweeggebring, maar in terme van Christus se koninkryk het dit bloot net die begin van die oorgangsperiode aangedui. Hulle was bevry uit Egipte, maar hulle bevryding uit Egipte het die oorgangsperiode aangedui voordat hulle die beloofde land ingegaan het. So dit beteken nie dat mense nie kon deel wees van Christus se koninkryk nie, dit beteken bloot, of deel wees van die bevryding nie, dit beteken bloot dat sy koninkryk eers finaal ingehuldig sou word. Toe die ou verbond, wat naby die verdwyning was, soos Hebreërs 8 vers 13 vir ons sê, uiteindelik verdwyn het. En ons lees in Matteus 24 sy ekwivalent, naamlik Lukas 21, Markus 13 is mos die ander ekwivalent. Ons lees in Matteus 24 sy ekwivalent, naamlik Lukas 21, Jesus sê in verse 31 en tot 33 die volgende. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Wat 'n dinge? Die verdrukkinge. Alles waarvan ons al gelees het in Matteus 24. En as hulle daai tekens sien, dieselfde tekens wat gaan maak dat hulle moet vlug na die berge toe, wanneer hulle daai tekens sien, moet hulle weet dat die koninkryk naby is.
So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Ek meen meer uitdruklik as dit kry jy nie. Dus soos ons voorheen genoem het, die hemel en die aarde verwys na die ou verbond wat verby sou gaan, en die koninkryk van God wat naby is om te kom, gaan hand aan hand met die tekens wat gepaard gegaan het met die verwoesting van die tempel. Soos beskryf in Lukas 21 en Matteus 24 en Markus 13, sowel as die einde van die ou verbond of althans die hemel en die aarde. Dit gaan hand aan hand met dieselfde gebeurtenisse. En wanneer hulle die tekens gesien het, dieselfde tekens wat sy maak het hulle na die berge moes vlug, of soos wat Josephus van sê, hulle toe na Pela toe gevlug het, deur goddelike drome. Dis dieselfde tekens wat gaan maak dat hulle kan weet die koninkryk het naby gekom. Jesus sê vir die Jode in Matteus 21 vers 43, daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Nou wanneer was die koninkryk van hulle al weggeneem? Al eers in 70 na Christus, toe hulle hele tempel en hulle offersisteem van hulle weg verwyder was. En dis eers toe wat die koninkryk kon oorgegee word. Dit moes eers weggeneem word en dan gegee word. Die koninkryk kon eers finaal gegee geword het aan die gelowiges nadat dit finaal weggeneem was van die Jode by die verwoesting van die tempel. En Jesus sê ook in Lukas 9 vers 27, ek sê vir julle met waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Hy praat met die mense sê, daar's van julle wat hier sal staan, wat nie sal doodgaan nie, voordat julle die koninkryk van God sien kom het nie. Nou hierdie was gesê, 6 dae voordat Christus verheerlik was op die berg, soos ons lees in Matteus 16 vers 28 en vers 1 van hoofstuk 17. Wat om en by 6 maande was voordat Christus gekruisig was. So hierdie woorde is basies 6 maande voor Jesus se kruisiging gesê, wat hy gesê het, dis van julle wat nie sal doodgaan voordat julle die koninkryk van God sal sien kom nie. Dit was 6 maande voor Jesus se kruisiging gesê. Jesus sê nie dat daarvan hulle nog lewendig sal wees 6 maande later nie. Dit maak nie sin nie. Want miskien was een van hulle dood, waarskynlik was almal nog lewendig. Maar om te sê, hier seker van julle wat nog sal leef, wat nog nie die dood sal smaak wanneer julle die koninkryk van God, dis onwaarskynlik dat hy van iets praat wat net 6 maande weg is. Hoogs onwaarskynlik. Dis so goed, ek sê vir julle, daar sommige van julle wat nog sal lewe in die jaar 2050. Dit maak sin. Dit maak nie sin as ek vir julle sê, daar sommige van julle wat nog gaan lewe teen Kersfees nie. Ek meen, dit maak nie sin nie, om dit te sê nie. Want waarskynlik gaan almal, ons weet nie, maar waarskynlik, statisties, gaan almal nog lewe teen Kersfees. Hopelik. Maar dit maak sin in lig van die feit dat hy nie praat van iets wat 6 maande later gebeur by Jesus se kruisiging nie, maar iets wat in 70 na Christus gaan gebeur, 'n generasie later, 40 jaar later. En wat? Johannes het nog gelewe. En ons ander mense wat ook nog gelewe het in daai tyd. So hy sê, ek sê vir julle die waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Jesus sê nie dat daarvan hulle nog lewendig sal wees 6 maande later by sy kruisiging en opstanding nie, inteendeel meeste indien nie almal was waarskynlik nog lewendig 6 maande later. Jesus praat met die Jode en hy sê, daar is sommige wat nog lewendig sal wees in die jaar 70 na Christus. Dis wat sin maak. En hulle sal nie doodgaan voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. En daarom lees ons ook in Handelinge 1 vers 6 tot 8. Net voor Jesus se hemelvaart, na sy kruisiging, net voor sy hemelvaart. Daarom lees ons daarson in vers 6 tot 8 in Handelinge 1. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe, dis nou vir Jesus, en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?
En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En dis presies wat hulle toe gedoen het. Nou die disippels sou nie hierdie vraag gevra het indien die koninkryk klaar finaal bevestig was nie. Hulle sou dit nie gevra het as die koninkryk klaar finaal bevestig was nie. Maar dit waarvoor hulle gehoop het, gebeur wel, soos ons lees, hier onder die 7de bassein. Dit waarvoor hulle gehoop het, gebeur wel onder die 7de bassein. Die 40 jaar in die wildernis is verby, die beloofde land het gekom, en soos vers 15 van ons hoofstuk dan sê, die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Dis waarvoor hulle gehoop het. Hulle het geweet, Here gaan dit nou doen, en hy sê, dit kom julle nie toe om te weet nie, maar moenie worry nie, julle gaan vir hierdie tyd die Heilige Gees kry, en julle sal die evangelie verkondig, nie net hier in Judea nie, maar ook in Samaria, en tot in die uiterste van die wêreld. En, daar was sommige wat geleef het, gedurende Jesus se bediening, wat die dood nog nie gesmaak het, toe hy die 7de bassein geblaas het nie. Insluitend Johannes dan nou. Openbaring self, deur middel van die herhaling wat dit gebruik maak, bevestig ook Christus se koningskap wat gevolg het op die oordeel oor die Jode. Die groot hoer, wat ook Babylon genoem word, wat niks anders is as Jerusalem nie, word geoordeel in Openbaring hoofstukke 18 en 19. En dan lees ons in Openbaring 19 vers 6, daar staan, en ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Dit gebeur direk na die oordeel van die hoer in Babylon, naamlik Jerusalem. En teen jou Openbaring 19 vers 1 tot 6 herhaal feitelik verbatim dit wat ons lees hierso onder die 7de bassein. Hierso lees ons ook van die 24 ouderlinge, daar lees ons ook van die 24 ouderlinge. Die koningskap lees ons hierso, die koningskap lees ons daar. So dis ooglopende herhaling, maar dit vind plaas na die oordeel van die hoer. Dit wat ons dus lees onder die 7de bassein, rakende die oordeel, sowel as die finale inhuldiging van Christus se koninkryk, in 70 na Christus, word volkome geondersteun deur die res van die Bybel. Beide in die voorskadu, wat ons sien ooglopend is van die Ou Testament, 40 jaar periode in hierdie, beide in die voorskadu van die Ou Testament, en ook in die uitdruklike stellings, wat die Nuwe Testament vir ons maak. Ek meen, daai skrif wat ons in Lukas aangehaal het, kan nie meer duidelik wees. Wat was daai skrif nou gewees? So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan. En dit is ook eintlik daar sommige van julle wat die dood nie sal smaak nie, né? Dit stem ooreen met hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Dit stem ooreen met die Here wat sê sommige van julle sal sekerlik die dood nie smaak nie. Die geslag sal nie verbygaan nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, die ou verbond, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. En so moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien. En dit was 40 jaar weg. En die 7de bassein bevestig bloot net dit wat Matteus 24 en Lukas 21 vir ons sê, dat wanneer hulle hierdie tekens gesien het, en dit het toe gebeur, en dit het sy kulminasie gevind in die 7de bassein, dan moet julle weet, die koninkryk is naby, en die 7de bassein sê, hier is dit nou. So dit word nie net ondersteun deur die voorskadu van die Ou Testament wat vir ons gee van die Nuwe Testament, dit word ook uitdruklik gesê in die Nuwe Testament, en daarom kon die apostels ook vir Jesus vra net voor sy hemelvaart, gaan nie nou die koninkryk bevestig? Nee, nie nou nie.
Maar ek sal vir julle solank die Heilige Gees gee en julle om die evangelie te versprei. Vir daai 40 jaar periode van tyd. Maak dit sin? Legkaart.